Vrydag by die kruisiging was ons tema gewees vir die van u wat nie hier was nie. Vrees nie dit wat jy gaan ly nie. Met ander woorde, moenie bang wees nie. Vanoggend kom die woord van die Here tot ons en ons tema is die vrede wat die opgestane Christus gee, neem alle vrees weg. So baie het dalk Vrydag gedink, maar hoe moet ek dit regkry om nie te vrees nie? Hoe moet ek nie bang wees as daar iets in my lewe gebeur nie? En nou kom die Here vanoggend en hy sê vir ons, daardie vrede wat Jesus Christus gee, neem alle vrees weg. Het u al mooi opgelet as 'n mens hierdie verhaal van die kruisiging lees, hoeveel skrik en hoeveel bang wees was daar op daardie Sondag met die opstanding? Die wagte by die graf het uit skrik vir die engel wat die klip kom wegrol het, gebewe. Die vroue met wie die engel daar by die graf gepraat het, was bang en het van skrik gebewe. Ons lees hierdie groep disippels wat bymekaar was bang vir die Jode en selfs eers bang vir Jesus toe hy skielik weer hier tussen hulle staan. Hulle was so bang dat hulle die deure gesluit gehou het vir die Jode. Die kern van vanoggend se prediking is dat die vrede wat die opgestane Christus gee, alle vrees vir u en vir my wegneem. Eerstens wil ek hê ons moet so 'n oombliekie stil staan by die disippels se vrees vir die Jode. Want ek dink as ons kyk na onsself, dan is daar baie dinge in die wêreld waarin ons leef, waarvoor u en ek dalk ook vrees. Die Jode van wie ons hier lees en vir wie die disippels bang was veral die Joodse Raad. Daardie liggaam wat in daardie tyd as leiers en verteenwoordigers van die Joodse volk opgetree het. Hulle was mense om voor bang te wees. Ek onthou toe ek so 'n klein seentjie was, as ek 'n polisieman gesien het in sy uniform of ek het 'n enige persoon wat in uniform was, dan was ek bang. Totdat 'n mens agtergekom het, maar hierdie mense is daar om te help die vrede handhaaf. Uit die Nuwe Testamentiese gegevens kry 'n mens die indruk van 'n eysterhand waarmee hierdie Joodse Raad opgetree het. Hulle het geestelik oor die mense baas gespeel. Hulle en hulle handlangers het byvoorbeeld mense wat simpatiek teenoor Jesus was, met verbanning uit die sinagoges uit weggejaag. Hulle het ook nie gehuiwer om mense liggaamlik leed aan te doen nie. Hulle het byvoorbeeld later van die apostels en van die ander gelowiges laat vang, hulle gedreig, hulle laat slaan, ja, en in sommige gevalle tot doodgemaak. Hulle het amper 'n soort van 'n skrikbewind gevoel. In elke geval moes die manier waarop hulle met die Here gewerk het, reeds vir die disippels 'n skrikwekkende aanduiding gewees het. Want toe die Joodse Raad die Here verhoor het en ter dood veroordeel het, het hulle al die regsreëls wat bestaan het omvergewerp, skandelik geïgnoreer. Hulle het ook die Romeinse goewerneur Pilatus met 'n soort massa hysterie wat hulle by die mense opgesweep en opgewerk het hulle vir Pilatus afgepers om hom so ver te kry om Jesus met die doodstraf toe te ken. Al was dit soos ons in die Bybel lees, dat Pilatus gesê het, maar ek vind geen skuld in hierdie man nie, het die mense hom gedryf om Jesus Christus skuldig te bevind. En so het hulle Jesus vermoor deur hom wreedaardig aan 'n kruishout te laat hang tot hy sterf. En al het die Joodse Raad op hierdie opstanding Sondag nog nie teen die disippels self begin optree nie, het hierdie disippels bang geword en seker onthou hoe die Here Jesus hulle by meer as een geleentheid gewaarsku het wat met hulle gaan gebeur. My liewe broer en suster, en dis vir elkeen van ons wat vandag 'n gelowige is, ook 'n waarskuwing. Die Here sê in sy woord, in die laaste dae gaan daar swaar tye wees. Is u en ek bereid om op te staan vir Jesus Christus in daardie swaar tye?
Dit was tog nie om dowe neute dat daar al by die verhoor van Jesus in die Joodse Raad 'n onheilspellende uitvraery oor Jesus se disippels was nie. Hulle planne was in plek, hulle het begin om hulle goedjies reg te kry. Daar was genoeg rede vir die disippels om bang te wees vir hierdie Jode. As die Jode hulle leier, met 'n hoofletter, laat kruisig het die disippels by hulle self gedink, wat gaan hulle nie alles met sy volgelinge doen nie? Hulle was bang vir die Jode en daarom het hulle die deure gesluit. Hulle was bang vir wat met hulle liggame kon gebeur. Hulle kon dalk in die tronk gegooi word, hulle kan dalk gegeesel word, dalk ook gekruisig word. Hulle was bang vir hierdie Jode, omdat hulle bang was vir die liggaamlike ontberinge, vir die seerkry en vir doodgaan. Maar dan staan die Here skielik hier in die midde van sy disippels en hy praat met hulle. En wat sê hy vir hulle? Vrede vir julle. Geliefdes, in die Here kom vanoggend na elkeen van u. As ek hier by Johan moes begin en daar agter by Hannes moes eindig en ek kon elkeen van u se naam noem vanoggend, dan kom die Here vanoggend na jou en hy sê vrede vir jou. Die vrede wat Jesus Christus gee, vat alle vrees weg. Daarom kan ons as gelowiges met vreugde uitsien na die hiernamaals. Ons hoef nie die dood te vrees nie, want Jesus Christus het die angel uit die dood kom uithaal. Kom ons kyk vir 'n oomblik nou na die vrede wat Jesus Christus gee. Want ek is seker in baie van u se gemoedere sal u sê, ja dominee, nee, ons hoor baie mooi wat jy sê en ons verstaan die Bybel, maar hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons hierdie vrede ervaar en beleef? Daardie eerste woorde van Jesus Christus aan sy disippels waar hy sê, vrede vir julle, was nie maar sommer net 'n manier van hallo sê nie. Baie duidelik sê hy, na die eerste skrik, na daardie eerste verbasing, na moontlik daardie eerste blydskap, kom hy en hy sê vir hulle, vrede vir julle. En toe hy die volgende Sondag weer aan hulle verskyn, wat was die eerste woorde wat hy vir hulle sê? Vrede vir julle. Wat was hierdie vrede? Wat het hierdie vrede wat Jesus Christus gee behels? Dit is heeltemal iets anders as wat ons gewoonlik onder vrede verstaan. As u en ek praat van vrede, dan bedoel ons dat mense mekaar nie meer doodskiet nie, of dat mense mekaar nie meer aanrand nie, of dat mense nie by mekaar steel en moor en al hierdie dinge nie. Verskoning. Vir ons is vrede eintlik die afwesigheid van geweld en rusie en korrupsie. Maar wanneer die Here van vrede praat, dan praat hy van daardie toestand waarin alles herstel sal wees. Van daardie lewe en daardie bestaan waar alles soos God wat dit van die begin af bedoel het, sal wees. Vrede is 'n toestand wat daar is wanneer 'n sondaar met God versoen. Wanneer u en ek werklik kind word van Jesus Christus. Vrede is die toestand wat heers daar waar mense en volke nie meer rusie maak nie, of nie meer oorlog maak nie, maar daar waar 'n nuwe verhouding van ware vriendskap of buurskap of harmonie begin. Vrede is daardie toestand waar alles herstel is. Waar alles wat deur die sonde gebreek is, heel gemaak is. Waar dit volkome gemaak is, volgens die oorspronklike bedoeling en plan van ons Here Jesus Christus. En hierdie vrede, sê die Here Jesus hier vir sy disippels toe. Hier kom die Here vanoggend en hy kom spreek deur sy knegg en hy sê vir elkeen van u, vrede vir julle. Let wel, dis nie maar net 'n wens wat die Here Jesus uitspreek nie.
Hy sê dit vir hulle. Hy verklaar dit, dat dit nou hulle sin is. Hy kom gee dit as ware vir hulle. En hy kom vanoggend na elkeen van u en na my toe en hy sê, hier is dit. Dis joune. Vrede vir jou. God kan dit mos uitdeel. Want hy het dit met sy verlossingswerk wat hy daar aan die kruis vir ons gedoen het, vir elkeen wat glo verdien. En hy gaan ook deur die Heilige Gees, wat hy kort hierna sou uitgestort het, die eerste stukkies van hierdie ware vrede al konkreet in mense begin gee. Jy kry dit as daar 'n nuwe verhouding tussen jou en God ontstaan. As daar 'n nuwe verhouding tussen jou en mense ontstaan. En uiteindelik gaan hy, wanneer hy eendag weer kom, hierdie vrede volledig en volmaak vir al sy kinders gee. Volmaakte verhoudings met God, maar ook met mekaar. 'n Volmaakte natuur en 'n aarde en 'n heelal. Volmaakte liggame. Ons sing, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde, nuut en vry. As Jesus vir sy disippels sê, vrede vir julle, dan sê hy daarmee ook, julle wat nou so bang is vir wat met julle liggame kan gebeur, julle gaan eendag ook herstelde, onvernietigbare, volmaakte liggame kry. En as julle dalk twyfel of so iets moontlik is, hier is Jesus Christus. Lewendig gemaak, nuut gemaakte liggaam as bewys daarvan. Hy's in die graf gaan lê met merke aan sy hande en in sy sy. Hy het verskyn in 'n nuut gemaakte liggaam. Onthou julle op hierdie Sondag dat Vrydagmiddag was sy liggaam nog bebloed, gegeesel, ek wil amper sê uitmekaar geskeur, en so is hy daar in die graf neergelê. Maar hier op Sondag, op Opstandingssondag, en dit wat met Jesus se liggaam gebeur het, dit gaan ook met elkeen van ons wat glo se liggaam gebeur. Daarom, my liewe broer en suster, moenie meer bang wees vir wat mense aan jou liggaam kan doen nie, want die Here gee vir jou vrede. Hy verseker jou dat hy vir jou 'n heelgemaakte, 'n volmaakte liggaam gaan teruggee. Geen wonder dat hierdie selfde bang disippels na die uitstorting van die Heilige Gees vreeslose mense geword het. Dat hulle sonder om bang te wees vir 'n tronk of vir 'n geeseling of vir doodmaak, het hulle openlik gepreek en verkondig van Jesus Christus wat leef. Sodat Jesus Christus ook vir daardie mense vrede kon gee. Die vrede wat Jesus vir sy disippels kom gee. Hierdie wete dat jy eendag uit die dood sal opstaan met 'n herstelde en 'n nuutgemaakte liggaam, 'n volmaakte liggaam. Vat die vrees weg wat mense in hierdie lewe aan jou kan doen. Moenie vir die bang wees wat dalk jou liggaam wil kom doodmaak nie. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie, het ons Vrydag gehoor. Ek sal vir julle die kroon gee. Omdat Christus heel maak, hoef ons nie meer bang te wees vir hoe mense ons nou dalk kan afbreek of kan skade aandoen nie. Die vrede wat die opgestane Jesus Christus gee, vat vrees vir mense en vir wat aan hulle liggame kan gedoen word, heeltemal weg. Onthou, ons glo en ons bely dat hy die Almagtige is. Ons weet ook wat dit is om bang te wees vir wat met jou liggaam kan gebeur. Ons dink byvoorbeeld aan misdadigers wat 'n mens kan leed aandoen. Ons dink aan siektes wat jou liggaam kan afbreek. Ons dink aan ongelukke wat kan plaasvind waarin jy dalk 'n lidmaat verloor. Meer as in ons Here Jesus Christus, as ek en jy maar meer in ons Here Jesus Christus glo en daarom volgelinge van hom is,
is hierdie vrede wat Jesus Christus vandag opnuut aan elkeen van u kom gee op Opstandingssondag, wat hy kom uitdeel, is mos dan vir elkeen van ons bedoel. Geniet ons nie dalk al die eerste stukkies daarvan nie? Het ons nie al daardie versoening met ons almagtige God beleef nie? Is iets van nuwe verhoudings met mense rondom ons wat begin plaasvind nie? Daardie opgewondenheid oor die nuwe aarde en die nuwe hemel en ons nuutgemaakte liggame waarmee ons eendag kan lewe. Maak dit u nie al klaar so 'n bietjie opgewonde nie? As hierdie vrede dan ook ons in is, moet ons ook ontslae raak van die vrees vir dit wat mense of siekte of ongelukke of wat ook al aan ons liggame kan doen. Net soos hierdie disippels hulle vrees vir die Jode heeltemal verloor het. Moet ons nie meer stil bly wanneer ons behoort te praat nie. Ons moet nie bang wees om Jesus Christus te bely voor die wêreld nie. Ons moenie, as die Here ons roep om iets te doen, bang wees om na 'n siek mens toe te gaan, om 'n gebed te gaan doen, om net te gaan bemoedig nie. Die Here sê, gaan jy net, ek sal jou die woorde in die mond lê. En dan praat ons nie eers van mense wat iets soos die diens aan God nalat, omdat hulle bang is dat hulle liggame dalk 'n bietjie koud gaan kry in die winter, of ons kan nie kerk toe kom nie want dit reën. Wat is hierdie liggame van ons? Is dit iets wat ons ten alle koste teen ontberinge en pyn en dood moet beskerm? Nee. Dis 'n instrument waarmee ek die Here moet dien en sy opdragte moet soek in my lewe en gaan uitvoer. En as die pad van gehoorsaamheid aan die Here vir hierdie liggaam van my dalk ongerieflik of ontberinge is of moeite en pyn is of dalk tronkstraf of marteling of dood moet meebring, dan hoef ek nie daarvoor bang te wees nie, want die Here sê vir my vrede vir jou. Dan moet ek daardie woorde hoor wat die Here Jesus Christus op daardie Opstandingssondag vir sy disippels gesê het. Maar dan moet u ook daardie woorde onthou wat u op Opstandingssondag 2025 in die AP Kerk Kroonstad gehoor het. Vrede vir julle. Ewige, onverganklike, volle vrede gee ek vir julle. Amen. Kom ons bid saam. Troue en wonderlike God en Hemelvader, Here, eintlik moet ons vanoggend in sak en as gaan sit aan u voete en ons moet pleit vir vergifnis. Want Here, u woord spreek so duidelik tot elkeen van ons, dat u vir ons daardie vrede gee. Maar in ons menslike sondige natuur en menswees, hoor ons dit, Here, maar ons maak dit nie ons eie nie. Ons aanvaar dit nie, as dat u dit vir ons kosteloos gee nie. Here, kom verander ons denke. Kom ruk hierdie harte van klip van wêreldse geneigtheid uit ons uit en gee vir ons vleeslike harte, geestelike gedagtes. Dat ons u kan groot maak, u naam kan roem tot aan die uiterstes van die aarde. Here, want u gee ons nie 'n belofte, soos wat mense doen, en dan kom daar niks van. As u die belofte maak, dan vervul u dit. Daar is soveel voorbeelde in die woord. Dankie, Here, dat ons vanoggend opnuut kon hoor. U gee aan elkeen van ons daardie vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede met die toestand waarin ek my bevind. Vrede met dit wat op my pad met my mag gebeur. Ek hoef nie te vrees nie, ek hoef nie bang te wees nie, want u vrede is met my. Gaan met ons in die res van die week, daar waar baie mense op die paaie is vir Paasnaweek, Here, as dit u wil is, bring elkeen van hulle veilig by hulle bestemmings aan,
Gee dat daar opnuute oplewing sal kom in ons geestelike lewens oor hierdie opstandingsdag in 2025. Dit pleit ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.